Hallo julle, ek groet julle. Baie dankie vir elkeen wat vir ons gebid het die afgelope tyd, vir my dan, veral toe ek in die hospitaal was in Mosselbaai. Ja, dit was nou 'n storie vir die wat nou nog nie weet nie. Ons het min of meer almal vermoed, wel die dokter en die kardioloog en ek en Dina, dat daar fout is met my hart, of weer fout, en daar ergens weer 'n aar is wat toe is, 'n aar of twee. Ek het baie slegte simptome gehad, moegheid, en nou ja, die simptome van wanneer 'n mens se hart nou weer moeilikheid maak, nee, of moeilikheid maak. En wraggies, toe is my yster dood eenvoudig geweldig laag. En toe was dit nie nodig vir 'n angiogram nie. En ek het onmiddellik bloed gekry, eers 3 eenhede, en toe het hulle nou getoets, en daar was nou 'n groot teleurstelling. Kom ek sê so, ons het vir mekaar daar in die kamer waar ons gelê het, daar was nog 'n man wat dieselfde probleem gehad het met baie lae yster, en hy moes ook bloed kry. En ons het vir mekaar gesê, nee, iemand het die ligte afgeskakel, is donker, maar kom geen lig in nie. Want toe ons nou bloed kry, hy en ek, toe is dit maar met 'n enkele punt dat die telling verbeter. Goddank, toe ek nou nog 2 eenhede kry, ek het in totaal 5 eenhede bloed gekry, of soos hulle in die ou dae gesê het, 5 punte bloed. Toe lig myne so na 9 toe, 9.3, nog nie reg nie. En kon ek huis toe kom, maar nou die volgende week moet ons nou teruggaan, ek en Dina vir toetse, ons nou gaan bepaal, waar gaan die bloed heen, hoekom is die yster so laag, wat is die probleme, maar daardie brug sal ons cross oorloop, ons sal daai hindernis ook oorkom, soos die Here die uitkoms gegee het. Ek voel baie beter, ek moet vir julle eerlik sê, dit is wonderlik as ek vergelyk teen die afgelope paar weke. Ek is nog nie reg nie, so ek vra maar nog steeds voorbidding. Right. Ek het nou genoem van iemand wat die ligte afgeskakel het. Het voel so of jy's in 'n vertrek en jy tred met die tyd verloor en jy kan nie die gordyne oopkry nie. Of daar is nie eers vensters in die kamer nie. En jy sit in die donker en jy weet nie is dit dag of nag of wat nie. En dan kom iemand en sê, hoorie, kom ek vat jou na 'n ander vertrek toe. Of kom ons slaan 'n gat in die muur. Kom ons maak 'n venster vir jou, dat jy kan uitkyk, Ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor vensters. Daarby view speel vensters 'n baie belangrike rol, want jy kyk so oor die see. Ek het deur die dag, wanneer die kos nou gekom het, dan het ek nou daar in my stoel gesit met die ou tafeltjie, en dan my middagete, en dan die aandete, en in die aand veral die liggies wat ek kon sien, en daar was die see, dit is absoluut wonderlik. In die nag het ons die vensters, of die gordyne toegetrek, en dan nou die volgende dag, dan kom die verpleegpersoneel, en goeiemôre, en trek die vensters oop,
sodat die lig kan inkom. Vensters bring vir jou die lig in. Dit bring vir jou lug in. Nou in die winter wil ons nie regtig ons vensters oopmaak nie. Maar ventilasie wat 'n rol speel. Maar dan veral soos ek sê, die lig wat inkom. Die kontak met die buitewêreld om te kan uitkyk. Dis geweldig belangrik in mense se lewe. Mense wat in 'n kamertjie sit of in 'n kantoor en daar's nie vensters nie en dit is nou net elektriese ligte of jy kyk vas vanuit die venster teen 'n ander gebou. Dit speel 'n rol om jou negatief te maak. Dit het 'n negatiewe impak in jou lewe, hoor. Daar's baie navorsing wat daaroor gedoen is. Kontak na buite. En dan gaan dit vir my oor dat ons geestelike vensters in ons lewe het. Matteus 6 praat van die lamp van die liggaam is die oog. Nou as die oog dan nou donker geword het, hoe donker moet dit nie wees nie. En as baie voorbeelde in die Bybel van vensters, kom ons kyk net 'n bietjie na Matteus hoofstuk 6, dat wel, as jy in die kommunikasiekunde gaan kyk, dan word ook gesê die venster is die oog is die venster van die siel. Jy kan in iemand se oë kyk, diep kyk, en partykeer ook nie so diep kyk nie, en jy kan hartseer en pyn raak sien, of jy kan blydskap, opgewondenheid raak sien, of teleurstelling, nie waar nie. En dan praat Jesus daar in Matteus van die, skryf het gou hier, Matteus 6, dat hy sê, ja, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Deur ons geestelike oë, geestelike vensters, kom die lig van God in, om ons te verlig, om die donker te verdryf. So ek wil vir jou vra, nie net hoe goed is jou oë nie, anders moet jy 'n goeie oogkundige gaan sien. Hoe goed is jou geestelike oë, sodat jy die lig van God kan sien, of kom daar te min lig in? Die gordyne is toegetrek. Sonde, probleme, wat ook al wat negatief is, het die gordyne toegetrek, of die vensters toegeverf, donker toegeverf. Die lig van God se dinge kom nie in. As die lig in jou donker is, so donker moet dit dan nie wees nie. En hier praat hy dan nou ook van, julle kan nie God en Mammon dien nie, skatte in die hemel bymekaar maak, so jou oog is reg om reg te kyk, om reg te versamel geestelike dinge. Soek eers die koninkryk van God, lees ons hier in Matteus, dan praat hy oor bekommernis. En bekommernis is een van die swaar donker gordyne wat die vensters dood eenvoudig toetrek. En jy sien nie God se sorg en uitkoms nie. God en ons as mense, om God te kan sien, as baie liedere, ook van Open the Eyes of My Heart, een van die mooiste liedere, bekendste liedere, vensters is dan om uit te kyk, iets van 'n hoop, nee, 'n verlange, die verwagting van 'n uitkoms,
verwagting van 'n uitkoms. Daar's baie voorbeelde daarvan. Kyk, onthou, ons moet een ding onthou, God maak sy vensters oop. Die Bybel praat van vensters. Genesis 7 praat van God het die vensters oopgemaak en die reën het gekom. Maar toe 40 dae, 40 nagte, dit was die oordeel van God. Maar toe kom Genesis 8 om te sê, God gee ook die uitkoms. Julle kan dit self daar lekker gaan lees. Ek gaan dit net so hier en daar vat. En natuurlik het Noag en sy mense gedink dit is verby. Daar was 'n deur in die ark, daar was vensters of 'n venster wat ingesit is, maar dit was toe. Nou kan jy dink hoe uitsigloos dit vir Noag hulle was. Die hele wêreld vergaan, maar wat nou van ons, sal Noag gedink het. En hy het toe nou die venster wat vir die ark ingesit is, het Noag oopgemaak, die kraai losgelaat, die het rondgevlieg, en die duif kon nie 'n rusplekkie kry nie, maar deur die venster, daar's kontak na buite. God het 'n venster gegee. Dis vir my simbolies hier van die verhaal van Noag, nê? En uiteindelik het die duif nie teruggekom nie. En om te sê, God het die uitkoms gegee. God het die uitkoms gegee. Wanneer negatiewe dinge en bekommernisse en sonde ons vensters toegemaak het of toegegroei het met 'n klomp onkruidplante en wat ook al, of die swaar gordyne is toegetrek, dan kom God en maak oop en bring die lig en die lig in. God is die God wat vensters oopmaak. Maleagi wat sê, bring die volle tiende. Bring die volle tiende na die skathuis toe. En kyk, toets my daan, sê hy. Doen jou deel vir die Here, soek die koninkryk, gee jou bydra, hoe min dit ook al is, maar doen vir die Here iets. Dit hoef nie net geld te wees, dit kan jou tyd wees, jou aandag wat jy gee aan die Here se dinge, aan ander mense, om te dien. Maar God is die God wat wil seën, en vensters is die teken. Vensters is in die Bybel die teken daarvan. Hy wil seën, hy wil uit sy oop vensters uitstort in ons lewe. 2 Konings 13, Elisa wat ernstig siek geword het, en koning Joas het hom besoek en hy het gehuil, hy het vir hom gesê, u is ons vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Nou hulle is hier in 'n oorlog met die Arameërs gewikkel, en toe het hierdie siek Elisa ten spyte van sy siekte, die venster was oop, en toe sê Elisa vir die koning, vat nou jou pyl en boog, dan die koning het gedoen, hy het sy hande op die van die koning geplaas, en sê hy, maak die venster aan die ooste kant oop, dis waar die son opkom, daar's hoop vir lig, daar's hoop dat die son sal skyn, die duisternis sal verdryf word, en toe sê hy vir hom, skiet my, en hy skiet, en dan praat hy, en hy sê, pyl van die Here, sê Elisa, pyl van die Here se oorwinning oor Aram, oor die Arameërs. Ek dink aan Daniel, toe die dekreet uitgevaardig is, dat hy en sy vriende, niemand mag God aanbid nie, hulle sal doodgemaak word. Toe Daniel dood eenvoudig gegaan, en hy het sy dakkamer se venster oopgemaak, ons lees daar van Daniel 6 vers 11 in daai deel, en hy het uitgekyk, na Jerusalem toe, daar waar die verlange was om terug te keer na die stad van God.
uit 3 maal per dag, om te sê aanhoudend. Sigbaar. Ons maak ons vensters toe, ons trek dit toe, dat mense nie inkyk nie, in die nag natuurlik, wanneer daar lig in ons kamer is, trek ons toe. Natuurlik, ons het privaatheid. Ek wil nie hier sê, ons mag nie privaatheid hê. Maar ons kan so privaat wees, dat ons nie oopmaak vir God nie, en ons dink, is ek in my eie lewe. Nee, niks is vir God privaat nie, ons moet 'n oop venster wees teenoor die Here, niks vir hom wegsteek nie, en hy het aangehou om God te prys, te aanbid en te dank, sigbaar, en God wat die uitkoms ook in hulle lewe gegee het. Die hoop, die bevryding, die uitkoms. Kyk, vensters is 'n risiko. Vensters kan baie mooi wees, versiering, in die ou dae was dit nou nie so in die Bybelse tyd nie, maar met der tyd, toe glas nou kom in die versiering en loodglas, dink maar aan die kerke en oorseese lande, hierdie geweldige kathedrale, huise nou nog, jy sien hierdie, dis deel van 'n argitektoniese werk, nee. Vensters kan beautiful wees, hier agter my, daar is vir ons niks so mooi soos hierdie, wat noem hulle, by windows. En ons wil dit nie toemaak met gordyne nie, nou dit is privaat in die aand, maar hier kan jy uitkyk, en ons kan voeltjies sien, en as dit blom in hierdie boom hier agter, dan kan ons die pragtige rooi blomme sien, ensovoorts. Maar die risiko dat vensters kan stukkend geslaan word, deur diewe, deur die vyand, en ingebreek word. Daarom het ons die wering, en alarmstelsel. Joël 2 vers 9 praat van die vyand wat kom en die stad oorwin, hulle klim deur die vensters. Jeremia 9 vers 21, die dood het by ons vensters ingeklim, en in ons mooi huise ingekom. Wat laat jy toe? Jy maak jou vensters oop, terwyl jy weet dis nie veilig nie. In sekere mense se lewe, in 'n sekere omgewing, oppas. Soms maar nodig om jou vensters so bietjie te sluit. Soms nodig om toe te trek, dat ander maar nie te veel ook in jou lewe inkyk nie, maar, dis 'n fyn balans, maar oopmaak, om te kan sien, om God te sien, sy saak, om die nood van mense te kan raak sien. Daar's mense wie se vensters so deursigtig is en kan sien, hier kry hulle swaar, jy sien dit hulle oë, die venster van die siel, en dan doen ons niks daaraan nie. Dis tragies, dan doen ons niks daaraan nie. God is die God wat sy vensters vir ons oopmaak. En daarom kan ons vensters oopmaak wanneer dit donker geword het. En wanneer ons so bietjie wil uitkyk. As ek wanneer jy met vakansie gaan, dan sal, ek dink die meeste mense, nie die meeste nie, almal sal sê, ons wil 'n view hê. 'n kamer, 'n huis met 'n view. God sê, ek wil vir jou 'n view gee op my dinge, sê die Here, op die toekoms. Hester Hese het 'n ongelooflike mooi gedig geskryf. Ek gaan vir julle dit lees hier van my laptop af. Ek gooi my luike waawyd oop. My oë kuier op die vlamrooi dag. Vinke flik vloei kordaat in die vroegte. My mond kry van self sy lag. Ek stoot my vensterrame hoog op. My hart wil jubel, wil juig. Ek soek vir my 'n plekkie eenkant om voor die Allerhoogste
te buig. Daardie privaat venster wat ook belangrik is tussen jou en God. Daai stilte tyd venster. Ja, ons vensters breek soms en kraak. Ongelukkig word stukkend gegooi. Ek dink aan die lied van Koos Doep. My oë is 'n splinterruit wat bly weer kaats, al kyk ek uit. Ewe beelde dwaal verby, maar dra onwetend iets van my. En dan die wonderlike, maar ek kan sing. En ander vlug voor wervelwind en bliksemlig, want deur die krake in die nag sien ek 'n helder nuwe dag. Gooi oop die vensters. Maak oop wat God vir jou gegee het. Amen.